Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Ek staan vanoggend vroeg op en jy gaan die ironie in hierdie gety en hierdie storie bietjie later verstaan. Ek staan vroeg op en tyd met die Here te spandeer oor vandag se boodskap en toe ek in die kombuis inkom, toe's daai glasblad wat bo die stoof. Die stoof het so glasblad wat oopslaan en dan hou hy die goed van die res van die tafels al weg, die spatsels en dit. En toe ek in die kombuis instap, toe daai glasblad vir een of ander rede deur die aand gebreek. En daai fyn shatterproof glas, daai fyn glas lê die hele kombuis vol. En ek begin dit opvee en nou dink ek maar ek wil by my woord uitkom, ek wil by my voorbereiding uitkom, ek wil met die Here praat, ek wil bid vir vanoggend. En terwyl ek so opvee en bymekaar maak en ek skep dit op en ek gooi dit in die asblik, kom daar so dankbaarheid oor my wat sê ek so bly as ek breek. Die Here maak dit nie bymekaar en gooi dit weg nie. Ek so bly. Ek wil vanmôre met jou praat oor breekbaarheid. Ek wil vanmôre met jou praat oor breekbaar of bruikbaar. Julle kan saam met my blaai na Jesegiel toe. Jesegiel 22 vers 30 het ek laasweek gelees en ek wil hom graag weer met hom begin. Jy weet hoe jy soms 'n skrif kry en jy kan net nie wegbeweeg nie. As jy iewers kom, dan kom daai skrif op en is asof die Heilige Gees net die hele tyd met jou oor hierdie ding bly praat en nadat ek dit laasweek gelees het, is dit presies so en die skrif sê dat en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan. Ek het iemand gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. En ek het laasweek gedeel oor hoe Jesus jou gekies het vir 'n tyd soos hierdie. Hy het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie, vir nou, hy het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. En hierdie skrifgedeelte die heel week draai by my, maar hy soek iemand wat kan. Kan wie van julle kan? Hy soek iemand, amen, hy soek iemand wat kan. Hy soek iemand wat hy kan gebruik. En ek kry hierdie gedagte in my kop dat, jy weet, hierdie image dat die Here gaan deur al die CV's wat daar is. Kom nou. Al die CV's van al die mans gaan hy daar deur en dan kry jou CV en dan sê, okay, ek het iemand gekry wat kan. Ek het iemand gekry wat kan. Hy gaan deur al die CV's en dan kry jy jou CV ma en dan sê hy, ek het 'n vrou gekry, ek het 'n ma gekry, ek het 'n dame gekry wat kan. Ek het iemand gekry wat kan. Ek het iemand gekry wat ek sê genoeg potensiaal het wat ek kan gebruik. En nou blaai gou saam met my na Jesegiel 3 toe vers 17. En dis dan 'n nuwe skrif vir vandag en dis wat die Heilige Gees op my hart lê om vanmôre vir jou te sê. En hy sê mensekind. Is dit nie 'n mooi Afrikaanse woord nie? Mensekind. Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. Hier kom die woord van die Here na Jesegiel toe en hy sê vir hom, mensekind, ek het iemand gesoek wat kan. Ek het iemand gesoek wat die potensiaal het vir hierdie tyd. Ek het iemand gesoek wat vir my 'n opdrag kan uitvoer namens my. Ek het iemand gesoek wat ek in hierdie tyd kan gebruik, maar ek het iemand gesoek wat kan. En toe vind ek jou. Toe kry ek jou CV. Toe kry ek jou naam tussen daai groep. Toe staan jy vir my uit. Ek het iemand gesoek wat ek kan en toe kry ek jou. Sê vir die persoon langs jou, hy het jou gekry. Hy het iemand gesoek wat kan en toe kry hy jou. Vir 'n huis
soos hierdie. Weet julle hoe hoog moet God se standaarde wees? Dink net bietjie, hoe hoog moet die Here se standaarde wees? Al die besigheidsmanne of vroue hierso, as jy deur CV's gaan en jy moet iemand soek wat jy wil aanstel, dan soek jy die ou wat kan. Jy soek nie die ou wat nie kan nie, jy soek die persoon wat kan, en die Here het deur al die CV's gegaan, en toe vind hy iemand wat kan vir hierdie plek, vir daai huis waar jy is, en hy het jou gekry, en toe hy jou aanstel as pa, toe hy jou aanstel as ma, toe hy jou aanstel as die bestuurder by daai pos by die werk, toe hy jou aanstel daar by die skool, toe hy jou daar plaas, toe sê ek het iemand gekry wat kan, en hierdie persoon is vir my goed genoeg, vir hierdie plek. Nie net vir 'n tyd soos hierdie nie, maar vir 'n huis soos hierdie. Daar is nie iemand anders wat daai rol in daai huis beter kan vervul as jy nie. Daar is nie iemand anders wat daai rol by daai werk beter kan vervul as jy nie. God het jou aangestel vir 'n plek soos hierdie. Vir 'n huis soos hierdie, vir 'n werk soos hierdie, vir 'n oomblik soos hierdie, vir 'n kerk soos hierdie. Jesus is besig om iets amazing te doen in ons church. Amen. Kom maar, wie van julle is almal opgewonde oor wat die Here besig is om te doen? Hy's besig om iets amazing te doen, en soos ek die week by hom sit en met hom praat, besef ek, dis omdat ons kyk nie wat doen die ander kerke en dan probeer ons dit doen nie. Ons kyk nie rond en sien, okay, maar miskien moet ons bietjie meer soos daai kerk wees, dat ons dit bietjie toepas, of miskien moet ons bietjie ek dink ons moet dit so doen. Jy weet, as ons hulle kan volg, en dan, nee, die Here het vir ons 'n visie gegee. Hy het vir ons 'n plan gegee, hy het vir ons 'n opdrag gegee, vir 'n tyd soos hierdie, vir 'n plek soos hierdie. Paulus, en dan sê Paulus in 1 Korintiërs 5, dan sê hy, hoekom is julle bekommerd oor wat buite gebeur? Fokus op wat binne gebeur. Fokus op wat die Here hier wil doen. In Openbaring dan sien ons hoe kom die engel na elke gemeente toe, 7 gemeentes, en dan gee hy vir elke gemeente afsonderlike opdrag. Gaan kyk. Hy gee hulle opdrag, hy gee hulle vermaning, hy bemoedig hulle, en elke gemeente het gefokus op dit wat die Here vir hulle gesê het om te doen. Vir 'n plek soos hierdie, mensekind, toe die Here jou aanstel oor daai huis, toe hy jou aanstel oor daai werk, toe hy jou aanstel oor daai plek waar jy is, toe kies hy iemand wat hy reeds besluit het kan. En hy wil vir jou sê hoe om dit te doen. Hy wil vir jou sê wat om te doen. Hy wil vir jou sê hoe om dit te verrig. Hy wil vir jou planne gee. Hy wil met jou praat. Jy hoef nie soos jou vriende te wees nie. Kom iemand. Jy hoef nie soos die wêreld te wees nie. Jy hoef nie te leef volgens die standaarde wat die mense daar buite oor jou plaas nie. Jy hoef nie op te tree soos die res van die mense by jou werksplek nie, want jy is 'n geesgevolle kind van God. Hy het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie, en hy weet jy kan. Maar jy moet in verhouding met die Here staan, sodat hy in hierdie tyd vir jou kan sê, hoe moet jy kan? Hoe moet jy dit kan doen? Jy is die regte persoon. Jy's die regte persoon vir daai huis, jy's die regte persoon vir daai vrou, vir daai man, vir daai besigheid. Jy's die regte persoon, jy kan. En ek weet wat doen ons as mense. Die oomblik wat ons so 'n boodskap kry, en doen ons presies wat Moses gedoen het. Dit is nee, Here, hierdie verkeerde persoon nie. Nee, dis nie ek nie, Here Jesus. Ek het te veel foute. Ek het te veel swakhede, Here Jesus, ek het te veel goed waarmee ek struikel nog. Here, ek kan nie, onmoontlik dat U my aangestel het oor hierdie plek. En dis onmoontlik dat U dink ek kan, want daar's soveel goed waaraan ek nog faal. Ek is breekbaar. En somehow het ons hierdie gedagte gekry dat die almagtige God kan net iets gebruik wat nie breekbaar is nie. Ons het hierdie gedagte dat die Here kan net iets gebruik wat perfek is. Hy kan net 'n kind van God gebruik wat volmaak is en nooit sondig nie. Al daai ouens, steek jou hand op. Ons het hierdie idee dat die Here kan jou nie gebruik nie, want jy's nie volmaak nie, jy's nie perfek nie, jy's breekbaar. Soos hierdie glas. Hierdie glas is breekbaar.
Die glas is breekbaar. En ons het hierdie idee dat, weet jy wat, as ons breekbaar is, dan kan ons nie bruikbaar wees nie. En dit is so, hierdie glas, as hy breekbaar is, beteken dit hy kan breek. Want as ons breekbaar is, dan is daar 'n kans dat ons kan breek. Maar ons het hierdie gedagte dat, hoe sal die Here iets gebruik wat breekbaar is? Hoe kan die Here my gebruik as ek nie perfek is nie? As ek nie alles bymekaar het nie, as ek nie die perfect dad award wen by die skool nie, hoe kan die Here my gebruik? Maar is hierdie glas nie uit dieselfde materiaal gemaak nie? Is hierdie glas nie ook breekbaar nie? Maar hy's gevul met water. Hy's gevul. Die woord sê strome van lewende water sal uit jou uitloop. Nie omdat jy nie breekbaar is nie. Kom nou. Nie omdat jy nie foute het nie, nie omdat jy nie swakhede het nie, nie omdat jy alles bymekaar het nie. Daar sal strome van lewende water uit jou uitvloei omdat jy 'n verhouding het met hom. En hy besluit of jy bruikbaar is of nie. Ja, ons mag dalk breekbaar wees en in ons oë is ons nie goed genoeg nie, maar van wanneer af besluit ons of die almagtige God iets kan gebruik of nie gebruik nie? Jou opinie oor jouself of oor die persoon langs jou bepaal nie of God hom kan gebruik of nie gebruik nie. Dis die Here wat dit bepaal. Paulus blaai saam met my na 2 Korintiërs toe. In 2 Korintiërs dan, vers 1, dan skryf Paulus hierdie volgende. Hy sê, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Paulus sê, al probeer ek roem in wie ek is, sal ek elke keer kom by wie die Here is. Al probeer ek roem in wat se sukses ek behaal het, gaan ek elke keer kom op 'n plek waar ek die Here moet verheerlik. Kom aan, al moet ek roem en probeer ek roem in die sukses wat ek in my besigheid behaal het, die sukses wat my familie, weet, is 'n gesonde familie, my kinders is nou al groot, hulle is getroud, hulle dien almal die Here, al probeer ek roem in dit, gaan ek elke keer terugkom na die Here toe. Elke keer terugkom na sy goedheid en sy guns, na sy genade. Vers 5. Dan sê Paulus, oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Behalwe in my swakhede. Paulus sê, dit is juist die feit dat ek swak is, wat maak dat ek kan roem vandag. Dis juist die feit dat ek breekbaar is, wat my 'n rede gee om te roem. Want as ek nie breekbaar was nie, sou die Gees van God nie in my kon werk nie. Hy sê, maar nou kan ek roem, want omdat ek breekbaar is, imagine hierdie glas, was nie breekbaar nie. Vir hierdie glas om nie breekbaar te gewees het nie, moes dit 'n soliede stuk glas gewees het. Hy moes dalk van iets anders gemaak gewees het ook. Sou hy water kon bevat. Dink aan hierdie globe. 'n ligglobe. 'n globe. Imagine ons maak globes uit staal uit. Want ek meen, dan hy's nie breekbaar nie. Hy het geen flaws nie, geen swakhede, niks nie. Hierdie globe is uit een soliede stuk staal uitgemaak. Sou hy die doel kon verrig wat die Here vir hom het? Maar omdat hierdie globe breekbaar is, is hy in God se hande bruikbaar. Omdat hierdie globe breekbaar is, kan die lig van die Here deur hom skyn. Omdat hy is wie hy is. Omdat jy is wie jy is, kan God jou gebruik. Ek roem liewer in my swakhede, want my swakhede stel my in staat vir God om my te gebruik. My swakhede stel my in staat vir die lig van die Here om deur my te skyn. My swakhede roem ek liewers in. Vers 6. Want as ek sou wil roem,
Sou ek nie 'n dwaas wees nie. Paulus sê ek het genoeg om oor te roem. Ek is 'n goeie spreker, ek was op skool, ek het gestudeer, ek was 'n fariseer, ek het alles om oor te roem in myself. Want ek sou die waarheid praat, maar laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. Paulus sê daai goed maak niks saak nie. Die ability wat in my is, maak niks saak nie as die Gees van God nie deur my werk nie. Ek kan brag oor my wysheid, ek kan brag oor my krag, ek kan vir julle vertel wat 'n great besigheidsman is ek, of ek kan vir julle vertel wat 'n goeie man is ek vir my vrou, en sy sal dit beamoen. Yes. Sy's nie hier nie, so. Maar sy sal, ek weet sy sal. Ek kan vir julle vertel van alles wat ek reg doen. Alles. Hy sê, maar laat ek dit een kant toe skuif, want dit gaan my soos 'n dwaas laat lyk. Laat ek dit een kant toe skuif en laat ek liewers roem in wat die Here deur my doen. Want dis daai getuienis wat regtig krag gee. Dis daai getuienis wat krag na buite toe straal. Dis daai getuienis wat maak dat die lig die wêreld bereik. Dis die feit dat die Here breekbare mense gebruik en sy krag deur hulle laat skyn. En Paulus sê ek roem liewers in dit vers 7 en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. 'n Engel van Satan om my met die vuis te slaan, verskriklik dramaties. Dat ek my nie sou verhef nie. Paulus sê ek het 'n gebrek. Ek het 'n tekortkoming. Daar's verskillende opinies oor wat Paulus hiervan praat presies. Daar's 'n groot hoeveelheid teoloë wat saamstem en sê dit kan moontlik sy sug gewees het. Dis 'n gebrek. Dis iets wat hom terughou, dis iets wat hom weerhou om die volheid te bereik wat hy voel hy moet bereik vir die Here. Want Paulus, as jy gaan kyk, Paulus het van dorp tot dorp gegaan om die evangelie te verkondig, soms alleen. Nou dink wat sy gebrek moet dit wees. Dink hoe moeilik moet dit wees in 'n tyd waar jy nie 'n GPS of 'n Siri het wat vir jou kan aanwysings gee nie. Om alleen in 'n tyd waar jy op die pad kan aangeval word, jy ry nie in een of ander luxe kar met bulletproof windows nie. In 'n tyd soos daai om blind te word. En dan 'n groot gedeelte van sy bediening het gegaan oor skryf. Hy moes briewe skryf. Dink wat 'n groot drawback moet dit wees vir die man van God om nie te kan sien nie. En Paulus sê, ek het hierdie gebrek, ek het hierdie tekortkoming, ek het hierdie swakheid, ek het hierdie ding wat my terughou. En dan sê hy nog steeds daarbo, maar ek roem in dit. Ek roem in dit. Wat hou jou terug? Kind van God, wat hou jou terug? Wat is die ding wat jy vanmôre sê, Dani, maar ek het 'n tekortkoming. Daar's iets in my lewe wat my verhoed om die persoon te wees wat kan. Wat kan 'n goeie pa wees? Wat kan 'n goeie ma wees? Wat kan 'n goeie kind wees? Wat is daai ding wat jy vanoggend sê, maar hierdie is my tekortkoming, hierdie is die ding wat my terughou. Wat is hierdie ding wat my terughou, sodat ek nie die volheid kan leef van wat wie God wil hê ek moet wees nie. Miskien is jy deur 'n egskeiding, miskien is jy deur 'n baie bad relationship iewers in jou lewe, miskien het jou besigheid al bankrot gespeel. En dit hou jou terug, want nou kan jy nie meer opstaan en met boldness gaan doen wat die Here wil hê jy moet doen nie, want jy daai ding wat jou, jy daai gebrek. Jy daai ding wat met jou gebeur het. Dit is vir my mooi waar Paulus in vers 8 en sê, hieroor het ek na die Here 3 maal gebid, dat dit van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. En terwyl ek hierdie lees in die week, vra ek die vraag, maar hoekom sou die Here nie wou gehad het, dat hierdie ding, wat Paulus terughou, van hom afwyk nie? Hoekom sou die Here dit nie net wou verwyder nie? Hoekom die woorde, my genade is vir jou genoeg? En jy vind dit in die konteks van hierdie hoofstuk, dat Paulus het besef, dat God het 'n plan met daai swakhede.
Paulus het besef dat vir nou is hierdie ding 'n goeie ding. Hierdie ding gaan ten goeie meewerk. Hierdie ding kan die Here gebruik om sy koninkryk te bevorder. Hierdie ding kan as 'n getuienis staan. Nie net vir my nie, maar vir die mense om my ook. Die Here kan dit gebruik, soos die Here jou tekortkoming vanmôre kan gebruik. Wat ook al jy vanoggend sit mee en jy soos wat dit diskwalifiseer my om bruikbaar te wees vir die Here, wil ek vanmôre breek in die naam van Jesus Christus. Wat ook al jy vanoggend sê, maar ek was dalk nie die slimste kind op skool nie. Of ek het nie 'n prefek geword nie, of ek het dalk nie eers matriek geslaag nie. Wat ook al jou diskwalifiseer, wil ek vanmôre breek in die naam van Jesus Christus. Want ons geen gebrek of niks nie, sy genade is vir jou genoeg. Gaan Jesus sê jou nou skielik 'n matrieksertifikaat gee? Nee. Maar sy genade is vir jou genoeg. As jy deur 'n slegte verhouding en draai jy die skaars van dit, draai jy die letsels van dit, ja. Gaan Jesus dit nou skielik herstel? Miskien nie, maar sy genade is vir jou genoeg. Sy genade is vir my en jou genoeg. Dit maak nie saak wat daai fisiese gebrek is nie. Sy genade is genoeg. Hoekom? En hy sê dit daar, hoekom? Want my krag word in swakheid volbring. My krag word in swakheid volbring. As ons die volheid van God se krag wil beleef in ons lewens, wie van julle wil die volheid van sy krag beleef, dan kan ons nie ons swakhede toemaak en wegsteek nie. Kom nou, dan kan ons nie ons tekortkominge toemaak en agter dit gaan wegkruip nie. Want sy krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Kerk, ons as kinders van die Here, ons as geesgevulde kinders van die Here, moet ophou weghardloop van wat ons swakhede is. Die wêreld gebeur, things happen. Ons gaan deur goed, en daar's soveel goed wat jou kan diskwalifiseer vanmôre om vir die Here die perfekte persoon in daai plek te wees waar hy jou geplaas het. Maar daar's een rede, hoekom dit nie geldig is nie. Want sy krag, want hy is meer as enigiets daar buite. Hy is meer as jou swakheid, meer as dit wat jy beleef het. Vers 10. Daarom het ek 'n behaag in swakhede. Paulus sê nie hierso net dat dit fyn is om swakhede te hê nie. Hy sê ek is bly vir my swakhede. Ek is dankbaar daar's goed wat ek in tekort kom. Ek is dankbaar dat daar sekere goed is wat oor my pad gekom het, en hy noem mishandelinge, in node, in vervolging, in benoudheid, om Christus se ontwil. Want as ek swak is, dan is hy sterk. As jy breekbaar is, en jy weet dit, en jy plaas jouself in sy hande, dan is jy op die sterkste wat jy kan wees. Kerk, maar as jy dink vir een of ander rede, jy's nie breekbaar nie, en jy dink vir een of ander rede dat niks jou kan omgooi nie, niks kan jou maak vuil nie, en of dit nou is in finansies, gesondheid, of dit nou is in verhoudings, of geestelik, as jy dink, jy's op 'n plek, waar niks jou kan raak nie, moet jy versigtig wees. Dis beter dat ons weet waar ons is en wie ons is, sodat Christus se krag deur ons kan werk, sodat hy verheerlik kan word. Jesus het 'n manier om die stikkenis, die breekbares te gebruik in sy bediening. Amen. Onthou julle die dag van Pinkster? Op daai oomblik word die Heilige Gees uitgestort en binne 'n paar minute gaan Petrus en hy vertel die mense wie Jesus is, en net daar kom 3000 mans tot bekering. What a moment. I mean, hoeveel krag. Daai was 'n man wat kan, né? Nee? Petrus was 'n man wat kan. Maar ons vergeet dat dis nie lank terug nie. Dis maar 'n paar dae terug wat Petrus sy rug op die Here gedraai het.
Nie lank terug nie. Petrus was breekbaar, maar hy het homself in die Here se hand geplaas en daarom het die Here hom gebruik. Dis nie lank terug nie wat Petrus sy rug op Jesus Christus gedraai het. En net 'n paar dae later gebruik die Here om die eerste wonderwerk, die eerste herlewing in die kerk te laat plaasvind. 'n Breekbare man maak die Here bruikbaar. Daar is nie iets groter as om die Here te verloon nie. Daar is nie, ek dink persoonlik, 'n groter sonde as om jou rug op God te draai, 'n rug op die Heilige Gees te draai of teen die Heilige Gees op 'n manier te sondig nie. Dis wat Petrus gedoen het. Hoe dikwels faal jy? Hoe dikwels maak jy foute? Hoe dikwels gebeur daai sonde wat jy nie beplan nie? En hoe stop dit jou om die man te wees wat God wil hê jy moet wees? Ek weet dat hier sit vanmôre mense, hier sit vanmôre mans en vrouens wat jy het opgegee omdat jy fouteer het. Jy het opgegee omdat jy glo jy's breekbaar, omdat jy verstaan jy's breekbaar en jy's so bang jy breek. Want jy onthou toe jy die vorige keer gesondig het. Jy onthou toe jy nie sterk kon staan teen daai temptation of teen daai verslawing in jou lewe nie en nou maak dit jou totaal en al onbruikbaar vir die Here. Is dit wat die Here wil hê? Kom aan, wie van ons hier maak nie foute nie? Almal van ons maak foute, maar as ons elke keer gaan wegkruip agter die foute wat ons maak, wie gaan die Here kan gebruik? Daar waar jy werk, jy voel jy's nie waardig om met die mense oor Jesus te praat nie, want jy het nog dinge wat die Heilige Gees mee besig is om uit te sort in jou lewe. Ons is nie waar ons wil wees nie, maar ons is ook nie waar ons was nie. Dit is 'n heiligmakingsproses. En net omdat daar foute is in jou lewe, of swakhede is in jou lewe, nou kan die Here jou nie gebruik nie. Nee, getuig van sy goedheid. Laat jou breekbaarheid getuig van sy krag. Vertel vir die mense, dis juis omdat jy nog so sukkel, dat hy so groot God is. Dis juis omdat hy jou vergewe, dat hy so liefdevol is. Gebruik jou getuienis van die breekbaarheid van wie jy is, om hom te verheerlik. Ek sê nie, bly voortleef in willekeurige sonde nie, dit is soos Paulus se vraag van, moet ons dan nou meer sondig, sodat die bruikbaarheid meer kan word? Nee, dis nie wat ek sê nie. Maar moenie laat die foute van gister jou terughou om die man of vrou van God te wees vandag wat die Here wil hê jy moet wees nie. As jy mos om verskoning gevra het, dan sê die Here, ek verwyder dit so ver soos die ooste is van die weste. Ek gee jou 'n tweede kans. Thomas, die ongelowige. Handelinge, Pinksterdag, die kerk begin, amazing goed begin, maar ons vergeet net 'n paar dae voor dit, het Jesus aan sy disippels verskyn. Thomas was nie in die vertrek nie. En toe Thomas terugkom, toe sê hulle vir hom wat gebeur het, en Thomas sê vir hulle, ek sal nie glo nie. Ek sal nie, totdat ek hom myself sien nie. Wat het Thomas regtig vir die disippels gesê in daai oomblik? Thomas het vir hulle gesê dat ek glo nie, Jesus is wie hy sê hy is nie. Dink aan, Jesus het gesê hy gaan opstaan. En hier sê die disippels, Jesus het opgestaan, hy het homself aan ons bewys, en Thomas sê nee, ek glo dit nie. Ek glo dit nie. Het jou geloof jy al in die steek gelaat? Kom nou. Het jou geloof jy al in die steek gelaat? Die Here van jou gevra om iets te doen vir hom 'n muur te bou, en jy het gesê jy gaan daai muur bou, jy gaan daai ding begin, jy gaan hierdie kinders in die weë van die Here groot maak, en toe word hulle tieners, en nee, nie in hierdie kerkie. Maar toe gebeur dit nie presies soos jy het wil hê dit moet gebeur nie, nou glo jy nie meer nie. Of daai besigheidskeuse wat jy ooreed, maar jy was oortuig jy moet hierdie ding doen. Jy was oortuig jy moet hierdie werk vat, en toe werk dit nie uit nie, en nou is jou geloof daarmee heen. Thomas was ook 'n ongelowige. Maar ons sien nie dat Jesus vir Petrus en Thomas gevat het en weggegooi het nie. Volgens terwyl ek daai stukkies glas optel, toe dink ek vir myself, Jesus het nie nodig gehad om dit vir my so duidelik te maak dat my boodskap relevant is nie. Dankie Here, hy het nie vir Petrus en vir Thomas een kant toe geroep en gesê, ja, dit diskwalifiseer julle kan nie meer langer bruikbaar wees in my hande nie.
Ek gaan jou nie meer gebruik as 'n pa in hierdie familie nie. Jy's nie meer goed genoeg nie. Ek gaan jou replace as 'n ma. Jy faal, jy het te veel dingetjies, jy stres te vinnig en praat te daar's te veel goedjies wat jy fouteer en ek dank die Here hy werk nie so met ons nie. Dank die Here hy kyk na ons en hy sê ek weet jy's breekbaar, maar dis hoekom ek jou kan gebruik. Ek weet jy het tekortkominge, maar dis juis hoekom ek jou kan gebruik want ek kan die wêreld my krag in jou sien. Hoofstuk 13 vers 4 skryf Paulus en hy sê, want al is hy Christus gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God. Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir hele lewe deur die krag van God. Daai oomblik toe Jesus aan die kruis sterf, toe sê die mense, kan hy regtig God wees? Hoe kan hy die seun van God wees? Hy het nou net aan die kruis gesterf. Hierdie lyk soos 'n gewone mens. En wat Paulus hier sê is dat daai oomblik was God se grootste bewys van krag, alhoewel ons dit nie besef het nie. Kerk? Daai oomblik op die kruis wat ons hom sien, Jesaja sê, hy is soos 'n skaap wat na die slagpale toe gelei is. Ons het hom erken as een wat gemartel is en swak is. Maar eintlik was daai oomblik daar die grootste bewys van God se krag gewees. En nou sê Paulus, ons sal op dieselfde manier sal ons leef. Kom kerk, sê vir die persoon langs jou, op dieselfde manier sal ek leef. Op dieselfde manier sal ek leef. In my oomblik van swakheid sal ek die duidelikste skyn. In my oomblik van swakheid sal ek die Here die grootste verheerlik. Man, al val ek sal ek opstaan, al maak ek 'n fout sal ek regmaak, al fouteer ek sal ek gaan om verskoning vra. In my swakste oomblik sal ek opstaan en ek sal Christus verheerlik. Ek sal toelaat dat die krag van God deur my skyn, wat nie moontlik is as ek nie 'n swakheid gehad het nie. Wat nie moontlik was as ek nie breekbaar was nie. Vers 5. Ondersoek jouself. Kan ons nie net hierdie skrif nou lees nie? Kan ek dit vir julle vra? Dis my laaste vers daar en ek wil hierdie met huis toe gaan. Ondersoek jouself. Of jy in die geloof is. Ondersoek jouself, daar waar jy sit net vir 'n oomblik. Wat is jou swakhede? Wat is dit wat jou diskwalifiseer? Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Ondersoek jouself of die lewende water van God in jou is en of sy lig deur jou skyn. Stel jouself op die proef. Of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie? Is jy seker van jouself dat Jesus Christus in jou leef? Kom aan, ten spyte van wat dit is. Ek wil vanmôre elkeen van julle challenge. Ek wil jou challenge vanmôre. Ek wil jou challenge om uit jou breekbaarheid in oorwinning te leef. Luister mooi wat ek sê. Ek wil jou challenge vanmôre om uit jou breekbaarheid in oorwinning te leef. Uit jou swakheid. Uit jou gebrek. Uit jou tekortkoming. Ek wil jou challenge vanmôre om hier uit te stap en te sê ek is bruikbaar. Ek is die persoon vir hierdie job. Ek is die persoon vir hierdie tyd. God het my aangestel. Hy het deur al die CV's gewerk en hy het besluit om my te gebruik. Ek is die regte persoon vir hier, vir nou. Daar's geen plek waar jy jouself kan vind waar die Here jou nie kan gebruik nie. En ek wil jou vanmôre vra om uit daai plek uit te oorwin. Jy sê vir my pastor, maar ek het nog foute wat ek maak. Dis hoekom ons dit 'n heiligmakingsproses noem. Om uit daai plek uit te gaan en vir die wêreld daar buite te wys, wat beteken dit om oor 'n jaar van nou af nie te wees waar jy vandag was nie. Kom aan, laat die Here jou uit jou gebrokenheid gebruik. Gaan vertel vir jou vriende, hou my dop. Kyk wat doen die Gees van God in my. Hier hoe ek nou is, sal ek nie wees nie. En laat hulle beleef, laat hulle sien hoe die lig van God deur jou begin skyn. In plaas daarvan om weg te kruip en te bang te wees, laat die wêreld jou sien.
Kom aan, laat jou gebrek, laat jou tekortkoming juis die ding wees wat die Here verheerlik. Jy sit vanmôre en jy sê, pastor, maar ek is breekbaar in my finansies. Ek is gebroken in my finansies, ek is op 'n bitter slegte plek. Dan wil ek jou vanmôre vra, dis juis uit daai plek uit wat jy die Here moet begin verheerlik. Kom aan, dis juis in hierdie tyd waar jy nou is, wat jy daai geloofstap moet begin neem en die Here verheerlik, sodat hy deur jou breekbaarheid kan werk. Dis 'n geloofstap. Sit gou vir my Maleagi op. Ek wil hierdie vir julle wys. Maleagi, maar gaan nog 'n vers. Vers 9, vers 10. Gaan vir my na vers 10 toe. Vers 10 dan sê die skrif van Maleagi hierdie. En miskien het jy dit al gehoor. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in die huis van kan wees. En beproef my tog hierin. Hierdie is God wat praat. En hy sê, kom beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Is ek hier besig om te pleit vir jou geld vir die kerk, of is ek hier besig om met jou te praat oor 'n geloofsbeginsel wat jy voordeel gaan bytbaat? Kom nou kerk, jy sit vanmôre en jy's dalk stikkend, jy's gebroken, jy sê pastor, maar is juis in hierdie area van my lewe waar ek nie sukses het nie, waar ek breekbaar is, dan wil ek vir jou sê, gaan kyk wat is dit wat jy kan gee en bydra tot die werk van die Here en doen dit en kyk of die Here nie vir jou 'n deur sal oopmaak nie. Dit gaan nie oor wat ek vir jou kan doen nie. Kom church, ek kan niks vir jou doen nie, maar die God wat hierdie belofte gemaak het, kan iets vir jou doen. En is juis in ons breekbaarheid wat sy krag verheerlik word. Dis juis as jou getuienis terugkom en jy sê, jy het besluit om die Here te eer met jou 10de en hy het vir jou deure oopgemaak. Hoeveel sulke getuienisse is hier vanmôre? Come on. Getuienisse van mense wat die Here eer met hulle finansies en God vir hulle deure oopmaak. Deure wat geen mens kan toemaak nie. Bonatuurlike deure. Maar is uit hulle gebrokenheid uit wat hulle bereid was. Ek gaan kuier by iemand in die hospitaal en daar lê 3 ander mense en nadat ek al gekuier het, sê die persoon vir my, ek weet nou wat ek moet doen. Ek sê, wat is dit wat jy moet doen? Hy sê, ek moet vir hierdie mense bid. Dis in ICU. Hy sê, ek moet vir hierdie mense bid, ek moet hulle opdra aan die Here. Ek sê, ek dink dis 'n goeie idee. Ek vertel van hom, die woord sê, toe Job vir sy vriende begin bid het, toe dit begin beter gaan. 3 dae later gaan kuier ek vir dieselfde persoon en ek sien daar's nuwe mense wat daar lê en ek vra vir hom, wat het hier gebeur? Hy sê hulle almal is genees. Hulle almal is gesond. 3 dae later kom ek daar 3 nuwe mense. Ek sê, waar is daai 3? Hy sê, hulle is almal gesond. Hulle is genees. Hy lê al daar vir 'n week lank, maar die ander mense word genees uit sy breekbaarheid. Kom church. Daar's 'n moontlikheid dat God jou situasie kan vat, jou breekbaarheid kan vat, jou tekortkominge kan vat as 'n man of as 'n vrou, as 'n kind, daar waar jy werk. Daar's 'n moontlikheid dat hy uit daai gebrokenheid 'n wonderwerk kan doen en hy verheerlik kan word. Mense sal dikwels na my in Rous toe kom en dan sal vir my sê, julle het so mooi huwelik. Julle het so perfekte huwelik. Dan dink ek vir myself, jy moet daar by die huis hoor. Nee, raar. Maar dan dink ek regtig vir myself, want ek soos jy het nie 'n idee hoe breekbaar hierdie huwelik is nie. Jy het nie 'n idee hoe maklik dinge kan verkeerd gaan nie. Dit lyk so, want van buitekant af lyk hierdie glas baie sterk. Dit lyk of hierdie glas sterk is, want ek meen hy hou water binne. Maar die werklikheid is, hierdie glas is breekbaar. Nie net breekbaar nie. Hy breek soms. Is dit nie? Die feit dat ons breekbaar is, beteken ons breek soms. Of ons kan breek. Ons is nie net breekbaar nie, maar ons breek ook. En my huwelik vandag is nie wat dit is, omdat ek net breekbaar is, maar nooit breek nie. Is omdat ek my lewe in die een sit wat in beheer is van my. Ek sit al hierdie stikkende stukkies van wie ek is, sit ek in sy hande.
As ek en jy vanoggend hierdie glas moet vat en ek sê gaan fix hom, is die kans so goed dat nie een van julle hom kan regmaak nie. Die kans is goed dat elkeen van julle hierdie glas gaan vat en weggooi. Maar as ons vanoggend hierdie glas wat gebreek het terugvat na die een toe wat hom gemaak het, kom nou. As ons vanoggend hierdie stukkende glas terugvat na die een toe wat hom gemaak het, is daar 'n goeie kans dat hy weer hierdie glas kan vorm uit hierdie selfde stukkende stukke uit. Ons is nie net breekbaar nie, ons breek. Ons breek. Maar wanneer ons breek, mag ons in sy hande wees. Dis hoekom dit so belangrik is om 'n verhouding met die Here te hê, jou eie verhouding met hom te hê, persoonlike verhouding met hom te hê. Om so naby aan hom te wees, sodat wanneer ons breek, ons weet hy sal ons fix. Hy sal ons regmaak. Die woord sê, hy is die pottebakker, ons is die klei. Hy vorm ons. Ons is in sy hande. Jy's in sy hande. Die Here het my vanmôre hiernatoe gestuur om vir iemand te bid. Wat sê, ek is breekbaar. Nee. Ons is almal breekbaar. Nee, laat ek sien, wie is almal breekbaar? Nee, die Heilige Gees het my vanmôre hiernatoe gestuur om vir iemand te bid wat sê, ek is nie net breekbaar nie, maar ek het klaar gebreek. Ek het gebreek en ek het nodig om weer heel gemaak te word. As jy is, wil ek jou vra om op te staan. Ek wil saam met jou bid. Kom maar meneer rondkyk. Hierdie moment, dankie. Hierdie moment is jou moment. Ek weet nie hoekom jy gebreek het nie. Ek weet nie wat dit is nie. Kom, ek gaan 'n kans gee, prys die Here. Ja. This is between you and God. Ja. Nou in church, ons is vol breekbare mense. En baie keer as ons breek, probeer jy self, amen. Probeer jy self daai stukkies aan mekaar sit. Imagine ek moet hierdie bak vat en vir die glas sê, glas, gaan sit jouself aan mekaar. Kom nou, gaan sit jouself aan mekaar. Ruk jouself reg, man. Werk dit. Kans is goed dat ons net nog so bietjie meer gaan breek. Maar hierdie is hoekom ons kerk doen. Hierdie is hoekom ons kerk doen, is sodat ons kan woord ontvang wat ons genees. Sodat ons hier by mekaar kan kom en vir mekaar kan bid en mekaar kan bemoedig om sterk te staan. Ek gaan vra dat julle vir my voorkom staan. Kom staan die altaarwerkers, kom vir my uit. Ek wil hê julle moet saam met my bid. Dankie vir die boodskap vanmôre. Dankie vir die woord wat uitgaan dat daar niks is. Maar niks is. Sê vir die persoon langs jou, daar's niks. Daar's niks. Dankie Here dat daar niks is wat ons diskwalifiseer vanmôre nie. Dat U 'n hoëpriester is wat met ons medelee kan hê. Here Jesus, dat U al ons pyn en skete ken. En nog steeds het U ons aangestel. Nog steeds het U my gekies. Nog steeds het U besluit, U wil my gebruik, dat die krag deur my moet werk. Here Jesus, ek wil vanmôre kies en ek wil hê U moet saam met my besluit vanmôre. Ek is nie wie die wêreld sê ek is nie. En al gooi die wêreld my weg, want ek breek soms, wil ek myself in die hande plaas vanmôre, in die hande van die een wat genade op genade het. Ek wil myself in die hande plaas vanmôre en ek wil vra, maak my nuut. Maak my heel. Herstel my, sodat ek weer bruikbaar kan wees. Ek staan op vanmôre. Here Jesus, ek staan op vanmôre en ek wil hê die Heilige Gees moet soos lewende water wees wat in my en deur my werk. Ek wil hê U moet vanmôre die lig deur my swakhede laat skyn, sodat U verheerlik kan word. Dankie Jesus Christus. Dankie Here Jesus Christus. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?